Kan jy in Yeshua glo en steeds nie wedergebore wees nie? Hoe weet jy die verskil? Hosea 9 vers 11 leer vir ons 'n baie belangrike beginsel. Voor lewe sigbaar word, is daar eers 'n proses van ontvangs en groei. Dis soos 'n saad wat in die grond geplant word. Hosea 9 vers 11 leer vir ons hierdie beginsel, maar kom ons kyk ook na wat Petrus en Jakobus sê. In 1 Petrus 1 vers 23 sê Petrus, julle is wedergebore deur die lewende en ewig blywende woord van God. Jakobus 1 vers 18 sê, hy het ons voortgebring deur die woord van waarheid. Die punt is, voor lewe sigbaar word, is daar eers 'n proses van ontvangs en groei. Dink aan 'n baba voor geboorte. Daar is eers ontvangs, dan 'n wagtydperk. 'n Tyd van ontwikkeling en groei hier binne. 9 maande. En eers dan, lewe wat sigbaar word. Geestelik gebeur dit baie keer ook so. Die woord van Abba Vader word in iemands hart geplant. Deur 'n evangelis of pastoor. Hulle begin glo, hulle begin honger raak vir meer en die Gees begin werk in hulle lewe. Maar daar moet nog 'n oomblik kom. Daardie oomblik is van volle oorgawe. Daardie plekkie waar jy sê, Abba Vader, ek gee nie net erkenning aan U nie, ek gee die beheer van my lewe vir U. Dit is wedergeboorte. Nie net 'n emosie nie, nie net godsdiens nie, nie net kerkbywoning nie. Dit is wanneer die Gees van Abba Vader jou hart kom verander. En hier is die bewys dan. Jou begeertes begin verander. Jou hart begin verander. Dinge waarvoor jy eens geleef het, verloor hulle hou vas oor jou. En skielik begin jou hart klop vir dinge van Abba Vader, vir sy koninkryk. Dit is nie meer, wat wil ek hê nie, maar Abba Vader, wat wil U hê? Hoe kan ek vandag U koninkryk bou? Baie mense probeer hulle self verander, deur wilskrag. Maar wedergeboorte werk anders. Wanneer jy jou lewe volkome oorgee, begin Abba Vader die werk in jou hart doen. En dis soos geestelike hartchirurgie. Ja, Abba Vader vernuwe die hart en gee nuwe begeertes, sy begeertes. Beteken dit, jy word dadelik perfek? Nee, maar iets verander diep hier binne in jou. Jy kan nie meer gemaklik in sonde leef nie. Die Heilige Gees begin jou oortuig wanneer jy afdwaal en trek jou terug na Abba Vader toe. Jy begin sy woord so lief kry. Jy begin sy stem soek met alles en jy wil hom gehoorsaam, nie uit vrees nie, maar uit liefde. So die vraag vandag is nie net, glo jy in Yeshua nie. Die vraag is, het jy jou lewe werklik aan hom oorgegee? Want Yeshua sê baie duidelik in Johannes 3 vers 7, julle moet weergebore word. As hierdie boodskap jou hart geraak het, deel dit met iemand wat dit moet hoor. Volg ook ons en tag mense as jy wil, en jy staan 'n kans om hierdie boek, die boek Yeshua uit slawerny te wen. En onthou, staan op. Jy is geroep vir 'n tyd soos nou.